episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan almal en goeiemôre ook aan Marnix. Môre, goed om hier te wees. Ja, dit is ook goed vir my. Ek sien uit na ons voortsetting van ons reeks. Is nou die 7de episode. Ons het 'n episode 0 ook gehad, as ek dit so kan noem, waar ons net die reeks ingelei het. Maar daarna het ons al reeds 6 episodes gehad, so hierdie is die 7de episode in ons disipelskap reeks. En hierin spesifiek gaan nou oor lidmaat van die kerk, disipelskap, lidmaat van die kerk. En ja, dis 'n baie groot en belangrike onderwerp, dink ek en weet ek, vir ons die skrif, maar ook baie nodig vir ons tyd. En dit sal seker nie 'n onderwerp wees wat ons te veel kan deurpraat nie, nodig het om oor te praat nie, wat ons leef in 'n virtuele wêreld waar baie mense dink lidmaatskap by die kerk is opsioneel by 'n fisiese kerk, omdat ek is mos nou deel van 'n onsigbare kerk. So ons wil 'n bietjie gesels daaroor, oor die dinamika van onsigbare kerk, maar ook van sigbare kerk en wat nie afgeskei is van mekaar nie. En so, dit is wat vir ons belangrik is om hieroor na te dink, nie omdat dit ons eie idee is nie, want dit is die skrif se idee. Die Bybel leer vir ons dat elke wedergebore gelowige deel is van Christus se liggaam, en dat dit nie net 'n geestelike realiteit is nie, maar ook sigbaar word dan in ons lewens. So, ons gaan na 3 punte, soos 'n goeie gereformeerde preek, as ek dit so grappenderwys kan sê, Manix, rondom 3 punte gesels rondom hierdie tema. En die eerste een is lidmaatskap begin by Christus. En daar is die groot realiteit, soos wat die skrif met ons voorhou, is dat die Here kom werk in sy kinders se hart, binne in sy verbondsbeloftes wat reeds in ons geseël word met ons doop. En kom ons maak die punt, doop is nie wedergeboorte nie, maar hy kom verseël sy beloftes aan ons, en hy beloof ons is sy kinders, en hy beloof om so in ons harte werk deur die Gees, sê ons belydenisskrifte ook, dat ons sy kinders gemaak word, en ons wedergebore word deur sy soewereine genade op sy tyd. Wat beteken, as die Here op so 'n manier in ons wêreld werk, dan soos 1 Korintiërs 12 vers 13 vir ons leer, ons is almal ook deur een Gees gedoop, dit is die wedergeboorte, tot een liggaam. So wedergeboorte lei outomaties tot 'n deel van die liggaam. Nou hier praat ons dan nou van die onsigbare kerk, waar ons deel van word, gemaak word as ons wedergebore word, en daar waarvan ons deel dan raak. En dit is die eerste realiteit wat ons wil belig. Ons is lede van Christus se onsigbare kerk. Maar ons gaan tweedens dan ook praat hoe dit ons ook deel maak van die sigbare kerk. Maar niks, so 'n bydrae van jou kant. Ja, die woord onsigbare kerk is natuurlik, om nou net so vir 'n oomblik 'n bietjie tegnies te raak, maar dit is miskien vir ons goed om daaroor te dink. Die woord onsigbare kerk is ons manier om te verduidelik dat daar 'n wêreldwye kerk van Christus is, soos Efesiërs op ons Efesiërs 2, 'n wêreldwye kerk van Christus wat uit elke volk, taal en nasie bestaan. En dit is nie ons, ek weet ek is nou oorbodig in my verduideliking, want dit is miskien logies vir mense wat hierna luister, maar dit is goed vir ons om dit bietjie uit te pak. Die kerk is nie onsigbaar van God se kant af, vanuit sy perspektief, dat hy, asof hy nie weet wie in die kerk is of iets van die aard nie. Dis, ons praat van onsigbaar vanuit ons perspektief, want ek kan nie my medebroeders en susters altyd uitken en altyd sien nie. So aan hierdie kant van die hiernamaals, is ons deel van die kerk, maar selfs die plaaslike gemeente waar binne-in ek is, ek kan nie weet wie binne in daai kerk is nie gered of is nie wedergebore. Ek kan nie die hart sien, is onsigbaar vir my vanuit my perspektief. So daar is hierdie beperking vanuit die menslike perspektief om die hele wêreld se gelowiges raak te sien. Maar daar's iets wat ons nog moet byvoeg. Dit gaan nie net daaroor dat dit onsigbaar is in die oomblik vir die gelowiges van vandag nie. Dit gaan ook daaroor dat ons nie weet hoe die kerk lyk en wie in die kerk in die wêreldwye kerk is deur die eeue nie.
In ander woorde, ons kan natuurlik nie in die geskiedenis insien nie, en ons kan ook nie in die toekoms insien nie. So, die onsigbare kerk omvat nie net die gelowiges in die wêreld in hierdie oomblik nie, maar dit omvat die ganse kerk deur die eeue. So, ons as gelowiges in die moderne tyd moet ook 'n bietjie leer om te dink in terme van die kerk en lidmaatskap aan die kerk waar ek deel is van 'n kerk waar die profete en die apostels ook lidmate is, as ek dit so mag sê. So ons is in die onsigbare kerk is ek saam deel van die gemeenskap van heiliges saam met die apostel Paulus, saam met Jesaja, saam met Moses. Maar dit strek onsigbaar vir ons reg deur die eeue. Nou die tegniese deel kom hier in dat mens kan dan seker nie regtig sê die kerk is onsigbaar nie, want hy bly nooit onsigbaar nie vir die mens nie. Hy is onsigbaar in die sin dat ek nie, soos ek nou verduidelik het, almal kan sien nie, maar die onsigbare kerk is nie iets wat onder 'n maatemmer weggesteek kan word nie. Hy moet sigbaar word. Hy moet uitkom. Dit moet duidelik word. Dit is die aard van die kerk. So die gedagte hier van die stad op 'n berg, die lig wat die Here Jesus ons maak. Hy maak ons die lig vir hierdie wêreld. In u lig sien ons die lig, net soos die psalmskrywer ook sê. So in daai sin is die woord onsigbaar iets wat ons baie mooi moet omskryf en mooi moet verstaan. Die kerk in sy wese word sigbaar in hierdie wêreld. Maar ons gaan net nou daarby kom, want dit sluit aan by die gedagte van die plaaslike kerk. So ek wil net so inleidend hierdie paar gedagtes noem. Ja, dat is 'n baie goeie punt, want wat dit beteken is, ons kan nie die term onsigbaar nou misbruik, soos wat die siekte in ons tyd is om te sê, maar ek is deel van 'n onsigbare kerk nie, so hy hoef nie iewers op aarde te wees nie. Ek skakel in by 'n cloud, as jy wil, moderne terme nie, so nou, ek is mos deel van die kerk. En ek dink ook net, wat ek wil bynoem, aansluitend en miskien verder uitbrei by wat jy gesê het, is ons ook van onsigbaar praat, dan praat ons van die hemeleskaar. Daar is miljoene Christene nou in die hemel, en as ons daai pragtige gedeelte lees van Openbaring 5 en 6 daar rond, kry ons hierdie beeld voor die troon van God, wat hoe die kerk wat alreeds verheerlik is in wat gesterf het voor ons en vooraf gegaan het, Ou-testamentiese gelowiges. Ek meen, as hoeveel miljoene Ou-testamentiese gelowiges, dis dalk seker biljoene wat ons nie eens ken nie, ons weet nie hoe hulle gelyk het nie, maar hulle is voor die troon op die oomblik reeds, en hulle aanbid saam met die hele hemelse skaar. En ek hou so mooi van die gedagte, baie keer as ons erediens sondig het, dan sê ek vir die gemeente, liewe gemeente, ons kniel nou voor die troon van God, saam met die hemelskaar. En dan belig ek dit vir hulle, dat daar 'n kerk nou in die hemel is, wat reeds daar voor God se troon hom in aangesig tot aangesig, of Jesus aangesig tot aangesig sien, en aanbid. En soos onsigbaar in die sin, dat ons hulle in die geloof sien, maar nie met die fisiese oog sien nie. En natuurlik ook die onsigbare element wat jy reeds al beskryf het van Ou-testamentiese gelowiges. Ons is deel van een lyn, daar is nie 'n afbreking tussen ons en die Ou-testamentiese mense nie, maar dit is tog onsigbaar op 'n fisiese mate, ook want ons ken nooit daai mense nie, maar ons gaan hulle eendag sien. Ons gaan Moses sien. Ja, hier's 'n baie groot geestelike waarheid wat ons met ons materialistiese denkwyse en perspektief nie altyd baie mooi kan raakvat nie. En dit is dat daar op 'n mistieke manier, en mistiek bedoel ek nie oosters nie, ek bedoel mistiek in die sin dat dit 'n geestelike realiteit is. Op 'n mistieke manier, geestelike manier, is ons alreeds in Christus voor sy troon een. Die kerk, die onsigbare kerk. Ons is klaar, hy is die hoof, ons is die liggaam. Weet hierdie gedagte wat elke keer in die briewe van Paulus ook veral uitkom, ek is saam met Christus opgewek, en dan staan ook, ek is saam met hom langs die troon, ek het saam met hom ook opgevaar, ek is klaar saam met hom daarbo, en dis 'n mistieke geestelike realiteit daai, en tot 'n groot mate aan hierdie kant van hiernamaals nog nie vir my heeltemal sigbaar nie. Maar wat jy nou ook gesê het van die skare van gelowiges, die hemelskare, dink ook hier aan Hebreërs 12. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê. Die getuies waarvan hy praat is onder andere die wat hy in Hebreërs 11 genoem het. Die profete, hulle wat doodgemaak is vir hulle geloof. So het hierdie ganse, hier moet ons nie dink aan die Rooms-Katolieke idee van 'n klomp mense wat op wolkies sit en vir ons kyk nie. Ons moet hier dink aan 'n lewende getuienis van hierdie mense wat leef, al is hulle dood.
lewende getuienis dat hierdie mense wat gesterf het vir hulle geloof is, hulle spreek. Soos die bloed van Abel wat spreek, dit getuig, dit kan nie stil gemaak word nie. Dit is die een aspek van Hebreërs 12, maar die ander is ook dat ek is 'n lewende lid, Heidelbergse Katekismus, ek is 'n lewende lid van hierdie skare mense. En jy kan nie my lidmaatskap daarvan enigsins ontneem nie, want ek is lidmaat in Christus. Ek is deel van hierdie skare. So weet jy, Jaco, ek dink as ons nie hierdie penne inslaan nie, as ons nie hierdie dinge verstaan nie, dan val ons hele eklesiologie, ons hele kerkbeskouing, val uit mekaar uit. En dit is hoekom ons so 'n verskriklike vlak beskouing het van die erediens en van die plaaslike kerk, wanneer ons nou daarby gaan kom, want ons het nie hierdie ding mooi deurgetrap nie. Ek wil net gou nog een ding sê as ek mag. Ons bely 'n katolieke kerk. Met ander woorde, katoliek in die sin vir ons nuwe gelowiges wat nou luister, katoliek in die sin dat dit dat ons wêreldwyd een is. Katoliek beteken nie ons is rooms nie. Maar katoliek beteken ook ooreenkomstig die geheel. En dit beteken die totaliteit. So ons is 'n katolieke kerk in die sin dat ons kerk is ooreenkomstig die geheel. So ons is nooit losgemaak as gelowiges van die kerk in sy geheel nie. En dit moet ons vashou. Jy kan nie as 'n Christen sê ek is 'n Christen op my eie, ek is kerk op my eie en die res en die geheel maak nie regtig saak nie, want ons bely dit nie so nie. Die skrif is baie duidelik daar. Ons is liggaam van Christus. Ja, dis beslis so. Baie dankie dat jy daai ook belig. Ek wil net voor ons oorgaan na die volgende punt net kortliks noem sonder om dit self te lees, maar die luisteraars kan ook gaan kyk na Heidelbergse Katekismus Sondag 21 en ook na Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27 tot 33 waar ons belydenisskrif natuurlik hierdie skrif wat ons nou bespreek en vele meer omsit in belydenis en dis wat ons ook dan ons belydenis grondslag in die kerk het. So jy kan gerus dan dit ook tydens die episode lees of terwyl jy nou luister ook jy Psalmboek oopmaak en daai gedeeltes opsoek en kyk hoe dit aanvul by die. Goed, ons het nou gepraat oor die onsigbare kerk en ons het reeds begin praat oor die term sigbaar en ek wil net met die intrapslag hierdie groot pen hier inslaan. Ons sit nie met twee sirkels wat losstaande van mekaar af is nie. Dat jy een sirkel aan die linkerkant het wat onsigbaar is. Dis nie asof daar 'n dualisme tussen die twee is. Dis een kerk en is die onsigbaar vind neerslag in sigbaar. Ek kan amper sê dra vrug in 'n sigbare kerk. So dis nie asof daar 'n opsionele moontlikheid bestaan dat jy kan 'n Christen wees en dan jy deel want baie argumenteer vandag ja, kyk hoor julle is seker reg. Ek sien dit in die Bybel bla. Maar okay, ek is deel van die onsigbare kerk. So dis nie so 'n groot issue nie. Ek gaan nie nou omgee om te soek na 'n sigbare kerk nie want ek kry nie een en dis nie nodig vir my nie en ek het nie tyd nie ensovoorts. Met ander woorde dat jy in jou gedagtes hierdie twee sirkels het en sê maar okay, ek is mos nou 'n kind van die Here. So ek is deel van die onsigbare kerk en ja, ek is nie op die oomblik 'n perfekte Christen nie. Ek moet nou vir my 'n kerk kry, maar vir watter redens ook ek gaan nou nie. So jy kan nie daai houding inneem nie, want daar is nie 'n dualisme tussen hierdie twee nie. Jy is nie 'n Christen terwyl jy deel van die onsigbare kerk is en dan redeneer ek hoef nie deel van die sigbare kerk te wees nie. Onsigbaar en sigbaar nie. Die onsigbare kerk dra vrug in die sigbare kerk. Nou, ek moet net hier kom ons soos die Engels sal sê 'n disclaimer insit. Daar is redes waar mense op plekke is waar daar nie altyd en ek gaan nou nie in die detail ingaan nie, ek gaan net sê daar is plekke waar mense regtig 'n kerk soek in die eeue en ek dink dan verdrukte lande en soveel waar daar tye was waar mense dalk dit nie moontlik vind. Hulle begeer dit en hulle sal dit graag doen, maar dit vir verskeie redes werk dit op daai oomblik net nie so uit nie. So dit beteken nie nou as jy nie meer 'n Christen nie. Maar as daar soos ons belydenisskrifte sê, die ware kerk naby jou is, dan mag jy jouself nie daarvan afsny nie. Want die onsigbare kerk, as jy gered word deur die Gees, gedoop word in 'n plaaslike kerk in, dan dra dit die vrug. Handelinge 2 vers 47. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg wat gered is. Dit was 'n outomatiese, organiese werk van die Gees, dat die wat hy red, doop hy in die kerk in, onsigbaar maar ook sigbaar. Die Gees is teenstrydig tot die persoon van die Gees om te redeneer dat die Heilige Gees in my bly.
maar ek hoef nie deel van 'n onsigbare kerk te wees nie. Die Heilige Gees sal dit nooit toelaat as hy in jou bly, dat jy daai tipe denke inneem, sonder dat hy oortuig van sonde en dat die Here ook vir jou gaan dissiplineer, soos hy 'n goeie kind dissiplineer. Ja, kyk, mens kan natuurlik altyd daai oortuiging van die Gees in 'n mens onderdruk, die hele tyd onderdruk. Maar dit is duidelik dat die Gees 'n mens tog ongemaklik sal maak in die sin dat ek weet ek moet ergens deel wees van die Here se kerk, en dis die rede hoekom die onsigbare kerk sigbaar word, of hoekom 'n mens dit nie kan wegsteek of onder 'n maatemmer sit nie, is vanweë die aard en werking van die Heilige Gees. Ons moet verstaan dat die kerk is 'n nuutskepping van God se Gees. Dit is 'n werk van die Gees. En dis hoekom bely ons ook die kerk as die kerk as 'n verskynsel of as 'n liggaam, bely ons in die apostoliese geloofsbelijdenis onder die deel wat handel oor die werk van die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Gees en ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Want die kerk is die werk van die Gees. En Johannes 3 sê, daar sê Jesus, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou Jesus se verduideliking daar gaan natuurlik oor die wedergeboorte, maar ons leer daaruit iets van die werking van die Gees. En dit is dat die Gees se werking is dikwels onsigbaar, sy primêre werking in ons hart. Ons kan nie die hart sien nie, dis onsigbaar, maar die uitwerking van die Gees is sigbaar. Jy het die beeld gebruik van vrug, van die boom wat vrug dra. So die Gees plant ons in Christus in. Die Gees bring die wortel. Maar die sigbare vrug kom altyd uit. 'n ander beeld wat ons kan gebruik is miskien die son. Die son, al is die son net onder die horison, jy kan miskien nie die fisiese son sien nie, maar jy kan nog steeds die lig sien wat hy afstraal. En so is die werking van die Gees ook in en deur sy kerk en in en deur die koninkryk van Christus. Dis in die harte van mense, maar die lig skyn. Jy kan dit nie wegvat nie. En dis hoekom die onsigbare kerk word sigbaar ter plaatse, word sigbaar op 'n bepaalde plek, word plaaslik sigbaar. Maar daai plaaslike sigbare kerk kan jy nie, soos jy gesê het, Jaco, losmaak van die son nie. Jy kan nie daai lig losmaak van die wye realiteit nie. Die vrug is gewone realiteit van die wortel. Althans dit is, nou praat ons van die ware kerk, en ons praat nie van enige kerk wat sy ankers vind in iets anders nie. Ons praat van die kerk wat sy fondament het op die apostels en Christus as hoeksteen. Dit is die kerk wat sigbaar word. Ja, ek dink ook, daar's nog tekste wat hierdie vir ons belig. Hebreërs 13 vers 17 veronderstel duidelik lidmaatskap en onderdanigheid, erkende amptelike lidmaatskap. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want dit is natuurlik nou ouderlinge en diakens, want hulle waak en predikante, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee. So daar is baie duidelik dat daar hierdie mense is wat die Here in ampte gesit het, wat waak oor die siele en self verantwoording moet gee. So hoe kan iemand verantwoording gee vir iemand wat nie deel van 'n sigbare gemeente is nie? So daar's 'n duidelike voorveronderstelling hier. En dan ook die ander gedeelte wat ons duidelik, wat ons weet, wat ook in Hebreërs sê, moenie die onderlinge samekomste ondermyn nie, soos daar die gewoonte van sommige is nie. So is 'n baie duidelike, sterk voorveronderstelling in die skrif, dat disippels van Jesus moet aktief wees van 'n sigbare kerk, waar ons dan nou oorgaan na ons volgende punt toe, en net voordat ek vir jou 'n kans gee as jy iets hier wil bysit, maar dat jy deel van 'n sigbare kerk is waar daar versorging plaasvind, waar daar groei plaasvind, waar daar dissipline plaasvind. Hoe vind kerkdissipline die plaas sonder dat daar 'n verantwoordelikheid is? Jy gee jou lewe vir die Here, jy is wedergebore, dit beteken jy buig die knie, soos die belydenis sê, ons buig die knie, ons nek onder die hoofskap van Christus, wat beteken nou regeer Christus oor ons lewe, maar daar's geen verantwoordelikheid, net jy in jou beeld, in jou denkbeeld van ek is onder Christus, maar daar's geen verantwoordelikheid waar jy dan ook in daai mate jouself onder toesig en plig plaas nie, maar ook onder mede-verantwoordelikheid plaas van jou medelidmate nie, wat ook in jou lewe inspeel nie. En in Efesiërs 2 en in Kolossense 2, ek in Kolossense 2 eindig met daai, praat ook wat hierdie liggaam wat saam funksioneer, wat het nou daar spesifiek meer gaan oor sing geestelike liedere onder mekaar, wat
die beeld van groei, onderlinge groei tussen gemeentelede wat julle mekaar bedien met die woord en alhoewel nou daaroor sang gaan, is die idee daar, as jy 'n hele hoofstuk van Kolossense lees, dan praat dit van hierdie liggaam, trek uit die ou, trek die nuwe aan, mede verantwoordelikheid teenoor mekaar, en dan ook sodat julle mekaar bedien en saam groei. Dit is van absolute kardinale belang om die titel Christen op te neem. 'n liggaam groei, in Korintiërs 12 brei ook in diepte op daai beeld uit van, ja, julle is enkele lede, maar ook saam een, daai twee idees wat en is ook weer eens jy losmaaklik van mekaar af nie. Jy verloor nie identiteit en karakter nie, maar jy is deel van en die wedergeborene en die kind van God is iemand wat ook sal soek, al is dit nie altyd gemaklik nie, maar hy sal soek na hierdie wederwysige aanspreeklikheid. Hy sal soek na 'n plek waar ek kan sê, maar ek wil iets beteken vir die Here se koninkryk en ek wil hê die mense van die Here moet 'n inspraak hê op my lewe. Dit is 'n behoefte wat die Here se Gees ook in ons wek. Ek wil net, want ons is nou besig met 'n reeks van nuwe disippels, so nuwe gelowiges. En dit gebeur baie keer dat gelowiges vanuit ander kerklike kringe miskien na ons luister of miskien vanuit ander kerklike kringe te maak het met die gereformeerdes of so en dan is baie van hierdie dinge nuut en ek wil net gou-gou twee uiterstes noem in die kerk wat 'n mens baie keer aantref, wat nuwe gelowiges baie keer aantref wanneer hulle so op soek is na kerke. Die een uiterste is jy kom by 'n kerk aan waar daar geweldige klem is op die geestelike leierskap. So daar's hierdie apostels of priesters of vaders of persone, ouderlinge in die kerk en hulle lê verskriklik klem daarop dat hulle die gesalfdes is en dat jy feitelik niks teenoor hulle mag sê nie en dat jy weet natuurlik ander uiterstes is dat jy by hulle toestemming moet kry vir alles wat jy doen. Nou dit is nie Bybels om te sê dat daar in die persoon soveel autoriteit gesetel is nie. Wat die skrif vir ons baie duidelik sê is dat die gesag lê by Christus. Hy is die hoof van die kerk en hy stel mense aan om in 'n bepaalde ampt te dien. Hy gee dienste in die kerk. En vanweë daai ampt luister ons na die mense, maar die autoriteit lê nie gesetel in die persoon nie. Dit lê gesetel in die ampt van Christus, dit lê gesetel in die woord van Christus. So dis een uiterste waarvoor ons nuwe gelowiges moet uitkyk. Daar moet 'n bietjie rooi vlugte by ons daar moet by ons rooi ligte aangaan of rooi ligte flikker as ons by 'n kerk is waar daar hierdie verskriklike klem is op hulle autoriteit in jou lewe. Nou goed, die ander uiterste weer is hierdie verskriklike laksheid of louheid wanneer dit kom by lidmaatskap waar jy is maar net een van 'n menigte en niemand weet regtig of jy 'n gelowige is en of jy regtig 'n lidmaat is nie. Jy's daar, maar daar's nie regtig 'n formele vorm van lidmaatskap nie. So jy sien dit baie duidelik aan die nagmaaltafel, dan sal die mense sê, jy weet enigiemand wat voel kan kom aansit. So dis 'n gevoelsgedrewe, persoonlike, individualistiese godsdiens. Dit gaan net oor jou oortuiging dat jy gelowig is en die toesig van die amptdraers beteken nie eintlik iets in daai kerk nie. So daar het die amptdraers en die diens wat hulle moet verrig heeltemal vervlak tot 'n formaliteit waar ons nie eintlik meer aanspreeklik gehou word vir mekaar nie, waar ons nie eintlik meer vir mekaar kan sê, luister, jy leef nie soos 'n disipel van Jesus nie. Jy moet terugkom. En daai aspek is nie meer daar nie. En ek weet ook nie, jy weet, is jy werklik 'n gelowige, het jy werklik belydenis afgelê, het jy Christus bely voor die mense? Geen idee. Jy's maar net deel van 'n massa. So dis net twee uiterstes waarvoor ons nuwe gelowiges moet uitkyk. Jy wil 'n gemeente hê wat Bybels gefundeerd is in sy beskouing van die kerk en die ampte. Nie hierdie twee uiterstes nie. Dan moet 'n mens moet begin wakker slaap dan. Jy weet, ek sê nie direk pak jou tasse en loop nie. Dit is 'n saak wat 'n mens rustig moet deurdink, maar hou net oop. Ek dink dit is belangrik dat jy vir ons daai uitlig, want dit is weer die gevaar, mense mag die indruk kry, dis ook wat ons bedoel en dis nie wat ons bedoel nie. So ja, wat ek dink wat ons vir mekaar probeer sê is dat ware geloof is nie 'n solo pelgrimsreis nie. Ek het so 'n stukkie van my neergeskryf het toe ek hierdie ding voorberei het. Dis nie 'n solo pelgrimsreis nie. Die Heilige Gees bring gelowiges byeen om God saam te aanbid, mekaar op te bou en saam die evangelie uit te dra.
Ons werk ons heil uit deur diens aan mekaar en onderdanigheid. Dit is baie belangrik, want jy gaan so arrogant en selfvoldaan raak as jy op jou eie funksioneer, en dit is hoekom ons ook vir mekaar gegee is. Goed, ons laaste punt, net so belangrik is, die gawe van die plaaslike gemeente. Verstaan ons nog regtig ten diepste, Marix, hoe meer ek groei in my geloof, en hoe meer ek die Here se plan sien, deur die eeue van 'n kerk wat hy beplan het al voor die skepping, en dit laat neerslag vind ook in 'n plaaslike kerk, en hoe dit my voed en my versorg, selfs 'n predikant, selfs ons as predikante kan maklik in die versoeking val, ek preek mos, so ek het nie groei nodig nie, jy weet, en is amper asof jy bo die gemeente staan, en maar ek het, hoe meer ek funksioneer in my amp, hoe meer leer ek hoe ek, en ek sê baie vir die gemeente, hulle besef nie hoe baie ek selfs by eenvoudige lidmate en kinders leer nie. So daar is ons onderskat hierdie waarde, ons raak baie skolasties, as ek kan sê, en ons idee van kerk, dat ek het nou soveel grade, en ek is nou soveel geleerd, en ek ken so baie die Bybel, en ons het ons klein gonsgroepie, ons predikante saam, en so, jy weet, ek het eintlik die kerk nodig, maar ek preek nou vir hulle. En dit is, ek sê dit sommer want ek weet ons is predikante, so dis 'n baie vals idee oor die kerk en wat die Here vir ons gegee het. Die kerngedagte hier agter, en as ek net dit op die skerm kan sit, die woord en sakrament is God se middele van genade. 'n Suiwer prediking van die woord en die bediening van die sakramente, die doop en die nagmaal is die hartklop van die ware kerk. Dit is wat ons belydenis ook sê, hoe ken jy die ware kerk? Waar die sakramente reg bedien word, waar die woord suiwer gepreek word, en waar kerkdissipline reg Bybels toegepas word. In die doop word God se verbond sigbaar gemaak in ons. Ons het die afgelope Sondag nagmaal gehad, en dit was, ek het gepreek uit Johannes 19 vers 30, Tetelestai. Ek weet, dit was so pragtig, en ons gaan aansit, dit was so hoogtepunt. Ek het so gevoed gevoel. Die nagmaal word ons geloof versterk in gemeenskap met Christus en met mekaar. Hierin sien ons hoe die kerk Christus gefokus en dienend bly. Nie net in samekoms van mense nie, maar 'n heilige gemeente waarin Christus self deur sy gees werk, né? En so dis onmisbaar in ons lewe. Die prediking van die woord, die sakramente, die gemeenskap van die heiliges, dis onmisbaar. Hierdie Psalm wat op die skerm is, ek het volgende raak gelees, is vir my so mooi, geplant in die huis van die Here, gedoop in die liggaam van Christus, geplant in die huis van die Here. Sal hulle groei, dat herinner ook in Psalm 1, soos bome geplant by waterstrome, né? Sal hulle groei. In die voorhoewe, ek dink hierdie beeld van voorhoewe, slaan hierdie storie van sigbare, onsigbare kerk vir 'n 6. Jy kan nie deel van die onsigbare wees, want die voorhoewe is die kerk van die Here. Ons leef in sy voorhoewe van die sigbare kerk, of van ons God, en hy is daar op 'n baie spesiale manier teenwoordig. So jammer niks, wat wil jy byvoeg? Ja, ek wil byvoeg, jy praat van die genademiddele, en dit is belangrik vir ons wat, ek dink ek het miskien ook self te laat besef, wat is die genademiddele en hoe werk dit, en dit is hoekom moet ons dalk net so 'n minuut vat en vir jong gelowiges ook verduidelik. Die kerk, die woordverkondiging en die sakramente is deel van die Here se gewone genademiddele. Nou as ek sê dis 'n gewone genademiddel, bedoel ek nie dis alledaags en sommer net nie, maar gewoon in die sin dat dit is nie, soos die Engels sê, extraordinary, dis nie die groot opspraakwekkende dinge nie, maar die Here laat sy gees in ons werk deur gewone dinge, wat nie vir ons as mense so groot en ongewoon lyk nie. So, byvoorbeeld, die woordverkondiging, die samekoms van gelowiges onder 'n erediens, is een van die Here se gewone genademiddele. As jy vir die wêreld vra, jy weet, wat is nou so besonders daarin, dan gaan hulle sê, dit lyk so gewoon. Inteendeel, dit lyk nie net gewoon, dit lyk vir hulle sommer simpel. Maar dit is 'n middel wat die Here gebruik om sy gees in ons te laat werk. Dis alledaags, so alledaags in die sin weer eens, dat dit is nie iets wat net gereserveer is vir 'n elite groepie mense of 'n sekere klas mense nie. Dis alledaags, jy het toegang daartoe. Jy is veronderstel om toegang te hê daartoe. Dit moenie gekeer word of geblok word of gestop word deur iemand nie. Dit sou ongehoorsaam wees aan die Here se woord. So jy het 'n alledaagse manier wat die Here beskikbaar stel vir ons as gelowiges, sodat die Gees in ons kan werk. En dit sê die Heidelbergse Katekismes Sondag 25, terloops, as jy nie weet wat die katekismes is nie,
stuur vir ons 'n boodskap, ons stuur vir jou 'n kopie of jy kan net Google, dit is op Google beskikbaar, dis een van ons belydenisskrifte. Daar vra ons terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? En dan antwoord ons, die Heilige Gees werk dit in ons harte, deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die heilige sakramente. Hier is die woordjie wat ek graag wil beklemtoon is deur. Die Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging en versterking deur die sakramente. So daar's 'n middel wat die Here gebruik. Die Here werk deur middele. Woordverkondiging, sakramente. So kom ons stel dit nou baie eenvoudig. Wil jy hê as gelowige die Heilige Gees moet in jou werk? Wil jy die vervulling deur die Gees hê? So ek sê nie, jy soek die hele tyd 'n nuwe wedergeboorte nie. Wedergeboorte is eenmalig. Die vraag is, wil jy vervul word deur die Gees? Wil jy hê die Heilige Gees moet al hoe meer in jou werk om die ou mens in jou af te breek en op te staan in 'n nuwe lewe? Wil jy hê dat die Heilige Gees jou al hoe nader aan Christus bring? Wil jy hê dat daar al hoe meer die vrug van die Gees in jou lewe tevoorskyn kom? Wil jy dit hê? Dan moet jy gebruik maak van die middele wat die Here vir jou gee. Die woordverkondiging en die sakramente. En dit is wat ons moet verstaan oor die plaaslike kerk. Dis hoekom ek deel is van die plaaslike kerk. Want die Here werk so deur sy Gees in my en hy gebruik my in sy diens ook in die lewe van ander. So ons perspektief is heeltemal verkeerd as ons sê ek gaan kerk toe want dit is wat gelowiges doen. Jy weet, dit is net 'n lysie wat ek aftik. Jy mis uit. Ek meen, dit is hierdie wonderlike gawe wat die Here vir ons gee. Of as jy sê ek stel nie belang in die kerk nie. Maar hoe sal die Gees dan in jou werk? Hoe sal die Gees dan in jou die vrug van die Gees tevoorskyn bring? So, vir ons nuwe gelowiges is dit baie belangrik om ons perspektief reg te kry hieroor, die gewone genademiddele. Soek dit op, wees teenwoordig en dien daar waar die Here ook werk. Ja, so terwyl jy gepraat het ek net toe jy gepraat van die wysheidsidee en hoe die wêreld na die kerk kyk net voor ek afsluit want ons tyd loop ook uit. Toe ek onmiddellik gedink aan wat Paulus ook in 1 Korinte gesê het, want hy het gesê want wat dwaas is by God is wyser as die mense. In vers 25. En dan ook in vers 27, dan sê hy maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam. En natuurlik is daar 'n tweeledige kant hier. Dus die mense beskou die evangelie as die domste ding op aarde, maar dan praat hy ook van die mense, hy sê want let op julle roeping broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie. So die Here het so teenstrydig met die wêreldse idees gewerk oor mense en slim mense is die suksesvolles en hierdie vreeslike georganiseerde kommersiële besigheid, dit is sukses. Die Here het die eenvoud van sy kerk, die eenvoud van die verkondiging van sy woord, die eenvoud van die genademiddele gekies, maar die woordjie eenvoud moet reg verstaan word. Dit is nie eenvoudig in sy geestelike waarde nie, dit is ongelooflik kragtig, wys en groot. En dis wat die Here gekies het. En so wat ons mekaar sê, maar net ter afsluiting is, om 'n lidmaat van die kerk te wees, is nie bloot administratief nie. Dit is geestelik, sigbaar en lewenskragtig en veranderend. Ons behoort aan Christus en daarom behoort ons aan mekaar. En juist hierdie kerk, hierdie woord en sakramente vorm en voed Christus ons vir sy diens in hierdie wêreld. Laaste gedagte van jou voor ek groet Manik. Net 'n laaste aansporing, moet asseblief nie lid wees van die kerk omdat jy wil hê iemand met jou trou en begrawe nie. Weet dit is baie keer mense is lidmaat van die kerk want hy kort iemand om hom eendag te begrawe. Ek is jammer, ek stel dit baie platvloers, maar dis ongelukkig die realiteit. Jy mis uit. Jy mis regtig uit, daar is soveel seën in die Here se kerk en hy gee dit vir ons. En ons mag daarvan geniet en ons mag dit gebruik. En dien. Ja. Baie dankie Manik, soos altyd, as mens na hierdie dinge kyk en jy grawe 'n bietjie dieper daarin weer, dan is dit so verrykend. Ek voel so gevoed in my hart. Weer eens oor hierdie onderwerp en hoe belangrik dit ook is en hoe nodig dit is en hoe groot die Here se genade is dit vir ons die kerk gegee het waarvan ons 'n lid kan wees. En die sakramente en die brood uit die manna uit die hemel het gekom, Here Jesus het vlees geword en nou voed hy ons in sy kerk deur sy woord, deur sy sakramente, maar ook deur mekaar. So mag dit vir u as 'n luisteraar ook baie opbouend wees. Deel dit ook met die wat u glo dit kan waarde van vind en daardeur groei. Tot 'n volgende keer. Totsiens.